Hallo julle almal, baie lekker om weer saam met julle te wees nadat ek en Roy Kadina verlede week so 'n bietjie rustig gevat het. 'n reënboog. Wanneer laas het jy 'n reënboog gesien? Wanneer dit gereën het en die wolke was donker, grys, soek jy ooit 'n reënboog? Ek dink dit is baie belangrik dat ons na God se tekens wat heenwys om vir ons iets te vertel oor die lewe, maar iets te vertel, baie te vertel oor God se plan vir ons lewe. God self in ons lewe en hoe hy werk en die pad wat God saam met ons loop. Daar is so 3 dele in die Bybel wat eksplisiet duidelik praat oor die reënboog. En die eerste een kry ons natuurlik waar Genesis 9, die verhaal van Noag. Julle ken die verhaal, hoop ek, julle onthou dit nog. Die ark wat Noag gebou het, net hy en sy gesin, familie en dan 2 van elke dierepaar wat saamgegaan het. En die hele mensdom wat uitgewis is en die aarde wat totaal onder waters was. God wat so te sê oorlog verklaar het teen die mensdom. Ons lees in Genesis 6, God was teleurgesteld in die mensdom. Hy het soveel genade en liefde en gawes vir sy mense gegee, maar hulle het net al hoe meer goddeloos geraak, al hoe erger geraak, lees ons in Genesis 6. Julle kan myself weer bietjie daar gaan lees. Nou goed, en dan uiteindelik land die ark op Ararat. Noag en almal kom uit die ark uit. En dan lees ons die volgende hoofstuk 9 Genesis. God het vir Noag en sy seuns geseën, vir hulle gesê: wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Jy sien, hy tel die belofte en die opdrag van Genesis 1, tel hy weer op. Met ander woorde, hy sê, ek wil verder gaan met julle. Kom ons begin voor. Jy kan dink die vrees wat hulle gehad het toe hulle daar uitkom. Wat volgende? Gaan God dit weer doen? Hierdie ramp oor hulle bring? Is hulle veilig? En dan vers 9 in hoofstuk 9, kyk, sê God, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag. Wat is 'n verbond? Dis 'n ooreenkoms. 'n Ooreenkoms tussen God en mense. God kom, hy sê, ek sal my verantwoordelikheid nakom. Ek sal vir julle goed wees. Ek neem julle aan as my kinders. Ek sal vir julle sorg. Maar dan, julle het 'n verantwoordelikheid. Julle kant van die verbond, die ooreenkoms, die geestelike ooreenkoms, julle moet vir my lewe. Julle moet gehoorsaam wees aan my. En dan mens en dier, vers 11, sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Nou ek weet, ons raak verward en ons worstel en ons dink, maar wat van al die vloede oor die wêreld, wat van al die vloede nou onlangs en skade wat plaasvind in mense lewens wat geëis word. God sê, ek sal nie die aarde weer so vernietig nie. Maar dit gaan oor baie dieper. Dit is eintlik maar 'n beeld, 'n metafoor wat hy hier gebruik om te sê, ek gee genade vir julle. En dit is die teken, vers 12, van die verbond tussen my en julle, die wilde diere by julle
'n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld, vir my, vir jou, vir ons kinders en ons kleinkinders. My reënboog, en dis dan die teken, my reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wat is 'n reënboog? My reënboog, sê God. 'n Reënboog is boaards, as ek dit so kan stel. Ons dink dit nie uit nie. Ons skep dit nie. Moet tog nou nie dink wanneer ons tuin maak en die tuin, die sproeiers aan, daar kom 'n reënboog. Ek praat van hierdie magtige, ongelooflike, beautiful reënboog in die wolke nadat dit gereën het, of tydens reën wanneer die son deurkom of so bietjie deurkom. Beautiful, pragtig, dit lok jou, dit trek jou. Dis God se werke. Dis God se werke wat van hom getuig. Dis 'n wow ervaring. Ons moet dit soek, ons moet dit meermale raak sien. Ons moet dit uitwys vir mekaar. Ja, is belangrik. Ek maak 'n punt daarvan. Ek en Dina, om vir mense te sê, kyk, stop die kar, of kyk, 'n reënboog, en dan praat ons oor die betekenis daarvan. My reënboog, sê God, hy gee dit. Dis atmosferies, natuurlik kan dit 'n baie mooi atmosfeer skep, maar wat ek bedoel met atmosferies, dit behoort tot die atmosfeer, die lug buite ons. God gee dit. Die reënboog wys heen na God, hoe God self is. Het julle geweet, 'n reënboog is nie net so halwe sirkel nie. 'n Reënboog is 'n volle sirkel. 'n Volle sirkel. Gaan maar gaan Google Images of soek foto's. Daar is baie foto's van uit 'n vliegtuig of vanuit vanaf 'n geweldige hoë berg geneem is. Dan sien jy die volle reënboogsirkel en die 7 kleure saam met dit. Kom vinnig gou, onthou julle nog? Sê dit gou vinnig. Wat is die kleure? Rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet. Rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet. Die verskillende kleure. Daaroor wil ek 'n volgende keer praat. Wat beteken hierdie reënboogkleure? Rooi en oranje en geel en groen en blou en so voorts. Ons dink nie altyd daaraan nie. Maar sonder die son sal daar nie 'n reënboog wees nie. Sonder die lig wat besig is om deur te kom. Die Bybel sê Jesus is die lig vir die lewe. Hy is die een wat skyn in ons lewe. Meer daaroor volgende keer. Die son, lig, lewe, krag, energie. Noag hulle is sat van hierdie trippie. Dis nie 'n trippie nie, dis 'n reis. Dit was 'n krisistyd in daai ark. Hulle besef hulle is gered, maar gaan hulle ooit weer 'n plek kry of gaan hulle maar sterf op daai ark met al die diere? En dan die reënboog, maar die son wat na die reën deur die wolke skyn. Bron van lig, lewe, warmte. Waar is dit donker in jou lewe? Waar is dit donker? Wat is donker in jou lewe, jou gedagtes, jou gevoelens, verhoudings? In ons land, die sosiale, die ekonomiese, die politiese. Nou hoor ek Jesus se stem, ek is die lig vir die wêreld en julle moet die lig vir die wêreld wees. Ek is die lewe. Hy gee ware lewe. Hy gee ware groei. Hy bring warmte te midde van koue, van probleme, swaar kry, sonde. Jesus, God se son van geregtigheid. Maleagi gebruik die term
en wanneer oor Jesus dan as die lig gepraat word, die magtige son van God wat skyn in ons lewe. Psalm 19, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend, die reënboog getuig van God, die reënboog getuig van God. Saam hierdie, maar ek wil dit byvoeg. En dan die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Dan vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. Hy praat so menslik hieroor. Onthou julle skooltyd, antropomorfisme, groot woord, die antropomorfe. Dit wat materieel is of goddelik is, word in menslike terme verduidelik, dat ons kan verstaan hoe wonderlik genadig is God om dit so vir ons te verduidelik, nie in 'n taal wat ons laat nie verstaan nie. As hy stralend begin om sy baan te volg, die strale word selfs by die volkere van rondom Israel self, die strale in die ander dele in die psalms, strale is die vlerke, die vleuels van God, waarmee hy beweeg, om sy baan te volg, en dan aan die een kant van die hemel kom hy op, aan die ander kant gaan hy onder. Niks ontkom aan sy gloed nie. Hy sien alles raak. En dit moet Noag hulle besef, die reënboog en die son wat deurkom, God sien alles. Daarom het die sonvloed plaasgevind. God sien sleg, hy sien die goeie. God sien die moontlikhede in ons lewe. Ons kan niks vir hom wegsteek nie. Praat met hom oor alles in jou lewe. Vers 8, Psalm 19, die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat onervare is. Die bevele van die Here. Die son by baie volkere het gewys, en ook by Israel, oor die wette, die gebooie, die opdragte van God, die woord van God. Psalm 119, u woord is 'n lamp vir my voet, die son wat skyn. Daarom praat Maleagi 4 vers 2, vir julle wat eerbied het vir sy naam. Jy sien jou kant van die verbond, eerbied vir sy naam, sal die son van redding, geregtigheid, wat reg is, die son van verlossing, om jou te bevry van die verkeerde en om die regte pad te loop volgens sy woord. Die son met genesing in sy strale, ou vertaling het gesê, onder sy vleuel, sy vlerke, sal oor jou skyn, genesing, jy sal vry word. Is dit nie ongelooflik pragtig nie? En dis wat Noag hulle daar ervaar, die mensdom. Dis wat ek en jy moet ervaar elke dag. Sien 'n reënboog in jou kop. Gaan plak 'n reënboog foto op of kry iets op jou televisie, dat as jy moedeloos is, as jy down voel, as dit moeilik gaan, jy het vasgeval, dit voel soos oordeel in jou lewe, kyk na God se reënboog, dink aan God se son. Wanneer die son op jou skyn, oor jou skyn, dink hieraan. Dieselfde woord, daar's 'n woord, dieselfde woord wat vir reënboog gebruik word, is die woord vir 'n oorlogsboog. Pyl en boog, die boog waarmee oorlog gemaak is. En wat dit eintlik beteken hier is, God het sy boog in die wolke gehang, sê die ouer vertalings. Dit staan so in die ou Hebreëus. Dis die reënboog. Die reënboog loop so. So daar is die kant waar die pyle uitkom. Nie meer na onder toe nie. Nie oorlog teen die mense nie. Nie straf nie, nie oordeel nie. Daarom sterf Jesus aan die kruis. God het sy boog opgehang, vrede. Hy sê, ek wil vrede hê met jou. Ek wil vrede hê tussen julle as mense. Ek wil hê daar moet vrede in jou hart wees. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, Filippense 4. Die vrede wat die angs en die bekommernis wegdryf. Die spanning, die konflik.
Die reënboog wil sê genade. Noag, mensdom, ek gee jou weer 'n kans. Jy mag voor begin. Klaagliedere 3, ek het gedink dit is klaar met my en met my geloof, met my vertroue op die Here, en dan staan daar, maar daaraan sal ek dink, dit in gedagte hou dag en nag. U ontferming, u omgeliefde, u mercy, u genade is elke môre nuut. Daar skyn 'n reënboog oor jou lewe elke oggend, elke dag. Daarom sê Romeine 8 vers 1, daar sal dan nou geen veroordeling wees vir die wat in Jesus Christus glo nie. Aan die einde van die tyd, wanneer jy sterf, maar die einde met die wederkoms of hoe ook al wat gebeur, geen veroordeling vir jou wat in Jesus glo nie. Jy sal deurgaan na God se hemel. God sê, kom ons gaan aan. Kom ons kies die lewe. Waar kies jy die dood? Miskien iets wat jy aan jou liggaam doen wat verkeerd is. Of in jou gedagtes, jou emosies, jou huwelik, jou verhouding, jou liefdeslewe. Ons moet bid dat in ons regering en ons land die lewe gekies word. Daar dat ons aangaan met God se woord, sy wil. En so is Jesus. Sy opstanding, hy kies die lewe. Hy gee weer 'n kans. Hy begin voor met ons. Gaan skryf neer, gaan soek dinge, geleenthede in jou lewe. Gaan soek die dinge wat vasgeval het. Daar skyn 'n reënboog. God gaan aan met ons. Genade. En so moet ons teenoor mekaar wees. So moet ons heens mekaar wees. Jy weet, reënboognasie is baie meer as net verskeidenheid. Baie meer as verskeidenheid. Mense. Alle kleure. Nee. Reënboognasie beteken genade vir mekaar. Omgee vir mekaar. Die tweede deel is Esegiel 1. Ek gaan net vers 28 lees oor die reënboog. Die glans, Esegiel 1 vers 28, die glans rondom was soos die van 'n reënboog. Glans, heerlikheid wat skyn. Kan mense die glans, die heerlikheid van God in ons lewe sien, dat hy 'n wonderlike God is. In 'n wolk, ja, daar's altyd 'n wolk. Daar's donderwolke, bliksemstrale, maar 'n reënboog, dit was soos die magtige verskyning van die Here. God sê vir Noag, God sê vir Esegiel, want die volk het daar ook vasgeval. Hulle het ook vasgeval, weggevoer in ballingskap as slawe. Hy sê, kyk hier, ek is teenwoordig. Ek is teenwoordig. Ek skyn deur na jou toe. Ek is by jou. Ek is by jou. 'n reënboog skyn op die dag van die reën en die donker wolke, die onweerswolke. So verwag 'n reënboog, soek 'n reënboog, bid vir 'n reënboog wanneer dit te veel reën en dit voel jy verdrink. En die strome wil jou meesleer en die onweerswolke span saam. 'n Reënboog, dis hierdie twee kante. Dis son en storm. Daar sal storms wees, maar daar sal ook weer son wees. Mercy, genade en oordeel, vrees, dit sal daar wees. Die oordeel, die vrees, die tugtiging wanneer ons verkeerd doen, die gevolge van ons sonde, maar daar sal mercy wees, genade aan die ander kant, 'n reënboog. Openbaring 4, ek sluit af met Openbaring 4. Waar ek daar kom, dan praat hy ook oor 'n reënboog, wat dan dieselfde wil sê, maar veral aan die einde van die tye, ek is deur die Gees meegevoer, daar's 'n troon in die hemel, op die troon sit daar iemand, dit is God, Jesus Christus, wat regeer, in beheer is. Sy voorkoms was soos opaal, hy soek die heilige, dis deurskynend opaal. Ek praat oor die edelgesteentes 'n volgende keer, die kleur van daarvan, karneool, die rooi oordeel, maar ook die bloed van Jesus. Om die troon was daar 'n reënboog. Genade, weerbegin. Hierdie mense word bedreig in Openbaring, word doodgemaak.
deur die Joodse owerhede, deur die Romeinse owerhede. Hulle word vervolg, maar God sê, al moet jy sterf, daar's 'n reënboog. Ek gaan aan met jou dwars deur die dood. Al is jy dood net nou, môre. Ek sal jou deurvat. Daar's vir jou genade. Maar 'n reënboog met die glans, met ander woorde omhul deur die kleur van smarag. Wat is dit? Smarag? Groen. Groen. Lewe, groei. Lewe, groei. Ons praat volgende keer, praat ons daaroor. Ek sluit af. Storms. Donker wolke is deel van ons alledaagse lewe, alledaagse siklus van die lewe, alledaagse roetine, maar die son en die reënboog van God is deel van ons alledaagse lewe, siklus en roetine. Soek God se reënboog. Amen.